ons lewe deur die Gees, laat die Gees ons gedrag bepaal. So, dit is daai tweede slide, Dirk, van daai oranje slides. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ons gedrag bepaal. Dit kry ons in Galasiërs 5. Ek wil graag dat ons bietjie gesels oor die werk van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe. Ons praat baie oor God, die skepping, die skepper, hy is ons Vader. Ons geloofsbelijdenis, ons glo in God, ons Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, wat gelei het, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, van waar hy weer sal kom om? Ja, om te oordeel, maar ook om die wat syne is na hom toe te neem. En dan sê ons ook, ons glo in die Heilige Gees. Tjoef. Net so 'n klein bietjie meer daaroor. Ons lewe deur die Gees, wat die Gees nou ons gedrag bepaal. Eerste wat ek wil sê is dit: God los sy kinders nooit alleen nie. Nooit. Johannes 14 vers 15, daar staan: as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En wanneer die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Bietjie verder in Johannes 14 sê die Here vir sy disippels: ek sê julle nie as weeskinders agterlaat nie. Maar onthou nou waar lê Johannes 14. Net voor dit, hulle berei die paasmaaltyd voor, Jesus was die disippels se voete, hulle is gereed om die paasmaaltyd te eet, hy wys vir Judas aan as die ou wat hom gaan verraai, en dan stap hulle van die bovertrek waar die nagmaal gehad het, stap hulle so af na die tuin van Getsemane toe, en op pad soontoe praat die Here met sy disippels, en begin Johannes 14 waar hy vir hulle sê, hy sê vir hulle, julle moet julle nou nie doodskrik nie. Glo in God, glo in my. Moenie uitfriek nie, trust my, dis wat hy vir hulle sê. In die huis van my Vader sal baie woonplek, ek gaan om vir julle plek te gereed te maak, en dan sal ek weer. So, dis terwyl hy met sy disippels praat, wat hy nou hierdie ook vir hulle sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Hy weet, hy gaan nou gevang word, hy gaan nou veroordeel word, hy gaan nou doodgemaak word, al daai goed is gebeur, dit gaan nou gebeur. En nou sê vir hulle, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. God los sy kinders nooit alleen nie. In daai gesprek hou aan van Johannes 14 af tot by Johannes 17. Dis die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. So, Johannes 16, nog steeds vir dieselfde gesprek besig, sê hy vir hulle, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, sê die Here Jesus, né? Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar ek gaan, en ek sal hom na julle toe stuur. Feite, dis hoe dit gaan gebeur. Nog verder aan, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan die Vader toe. Ek is reg vir die Vader. En julle sal my nie meer sien nie. En die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Voordat Jesus gekruisig word, sê hy, die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Hy weet, hy gaan hierdie fight binne as die oorwinnaar. Hy gaan hierdie geveg wen. Hy het mos ter helle neergedaal. Hy het die oorwinning in die doderyk behaal. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Die reg is aan sy kant.
Vers 9 sê, die wêreld glo nie in my nie. Maar kom ons trek dit 'n bietjie nouer. Dink in Johannes 1 vers 11. In Johannes 1 vers 11 word gepraat van die lig is aan die kom na die wêreld en praat van Jesus wat kom en dan sê hy, God het hom na sy eie mense toe gestuur, na Israel toe. Maar sy eie mense het hom nie eens aanvaar nie. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Ons is God se kinders. Hy gaan aan. God doen wat hy beloof. Die Here doen wat hy beloof. Handeling begin en dan sê daar kort kom die disippels nou by mekaar. En toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat jy die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle gesê, man, is nie vir julle om die tyd of die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie reg bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in Judea, sowel as in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. En ek dink die evangelie is vandag al all over gehoor. En weet julle wat, nee, die uithoeke van die wêreld is ook daai donkerste plekkies, of daai vreemde plekkies waar net sommige mense kan uitkom. Die uithoeke van die wêreld is daai plekke waar net jy uitkom. Agter 'n werkbank, agter 'n toonbank, agter 'n rekenaar, in 'n fabriek, in 'n gebou, in raadsale, in vergadersale, waar executive ouens by mekaar kom. Die uithoeke, all over. Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, all over, dis wat die Here sê. Galasiërs sê, ons lewe deur die Gees. Wat die Gees in ons gedrag bepaal. Kom ons kyk eers hoekom ek sê, ons lewe deur die Gees. Dis die Heilige Gees se skuld dat ons kinders van God is. Dat alles met die Gees van die Here uit te waai. In Johannes 3, lees ons hierdie storieetjie. Ou Nikodemus is deel van die Joodse raad. Hy ken die geskrifte van die Ou Testament. Hy is deel van die kerklike establishment van daai tyd. Hy's 'n belangrike dude, né? Serieus ou. En hy het gehoor van hierdie Jesus. Maar hy kan nou nie en almal is teen Jesus. Maar hy is so nuuskierig. Hy wil eintlik meer van Jesus uitvind. En hy kan nie die dag so intoe gaan nie. Dan gaan almal op die Joodse raad sien. Hy's 'n verraaier. Hy glo nie reg wat hy sê hy glo nie. Nou sluip hy in die aand na Jesus toe. En hy chat hom in die aand op. Hy sê, Here, hy praat met hom. Wat moet ek doen om gered te word? Hoe kan ons deel kry van die koninkryk? Dan sê Jesus, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek meen, Nikodemus is 'n ou toppie. Hy sê, maar hoe is dit moontlik, Here? Ek kan tog nie terug aan my ma se maag klim en dan weer 'n keer gebore word nie. Sê jy sê, hy kon dit nie wat ek bedoel nie. 'n Mens moet uit die water, vrugwater van die vrou en uit die Gees gebore word. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid. Jy weet nie waar hy vandaan kom nie, jy weet nie waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Die Gees van die Here is uitgestort oor alle mense. Die Here kom deur sy Gees in iemand se lewe in. Hy vernuwe daai ou se lewe, hy verander daai ou se lewe. Hy maak sy oë oop om die woord te verstaan. Hy maak sy ore oop om God se stem te kan hoor. Hy maak sy hart oop om vir die Here plek te maak in sy hart. Dis wat die Heilige Gees met ons doen. Petrus
skryf ook, hy sê, julle is immers weergebore. Nie met verganklike saad nie, maar met onverganklike saad. Die lewende en die ewige woord van God. Julle, God se woord. In die begin het God se woord gesê, laat die lig wees. Bang, daar's lig. En uitspansel in dag en nag en alles. God se woord. Ons is weergebore. Ons is nuwe mense. Deur hierdie woord. God se woord wat deur die krag van sy gees in ons kom praat het. En dieselfde wonderlike ding wat gebeur het met daai dowe ou. Hoe is dit moontlik dat iemand kan reageer op 'n opdrag wat hy nie kan hoor nie? Daar's 'n dowe ou. Kan nie hoor nie. Die Here sê vir hom, Saggeus, hoor. Nie Saggeus. Kom, oop sy ou se ore. Hier is 'n dowe hart. Die Here deur sy gees gekom en gesê, gaan oop. Hoor my. Sien my. Maak plek vir my. Dis wat gebeur. Ons lewe deur die Gees. Petrus, na die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, praat die mense in tale en elkeen hoor in sy eie taal die groot wondere van God. En almal is verwonderd. En dis 'n gejubel en 'n gejuig en blydskap. Maar die omstanders kyk hierdie storie so uit en sê, nee wat, hierdie klomp is gesyp, hulle is dronk. En dan Petrus, wat die Here onlangs 3 keer verloon het, hy staan op vol van die Heilige Gees. Hy praat met hulle, hy sê, no ways guys, dis nie wat julle dink nie. Hulle is nie gesyp nie. Hier gebeur wat die profeet Joël al gesê het. Hy verduidelik die skrifte, verduidelik alles, dat vra hulle, maar wat moet ons doen om gered te word? Dan sê hy, bekeer julle. Draai terug na die Vader toe. Bekeer julle. Laat elkeen vir julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Twee goed. Dan sal God jou sonde vergewe en jy sal die Heilige Gees as gawe ontvang. En wat God beloof, is vir julle en julle kinders, almal wat die Here ons God naam te roep, almal wat nog ver is. Ja. Hy beloof, as jou sonde vergewe, gee my Gees vir jou en jou kinders. Die Here sit sy merk op ons, deur die doop, maar hy kom woon in ons deur sy Gees, ook in ons kinders se lewens deur sy Gees. En God stuur nie 'n halwe Heilige Gees in ons kinders se lewens in nie. Jy kry kaas light en jy kry allerlei ander goeders light. En jy kry Sprite light. Maar jy kry nie Holy Spirit light nie. Die Heilige Gees kom woon in ons harte. En hy kom woon in ons kinders se harte. Dis wat hy doen. Die Heilige Gees maak ons kinders van God. Jy is gebore, great. En die Here kom deur sy Gees en ons word weer 'n keer gebore. Kyk hoe mooi verduidelikheid in Romeine, né? Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie meer tot slawe nie. Ons is nie slawe van die wet nie. Ons is nie slawe van 'n stelsel nie. Ons is nie slawe van 'n despoot van 'n God wat reg is om ons te zap nie. Die Gees maak julle nie tot slawe nie. Hy laat julle nie in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees van God ontvang, wat julle tot kinders van God maak. Ons is nuut gebore. En wat ons tot God laat roep, Abba, Papa, Vader. Daar's nie 'n manier wat 'n mens vir God Vader gaan noem, as die Here se Gees nie in sy hart is nie. Just ain't gonna happen. Dis nie 'n manier nie. Omdat die Gees van die Here in jou hart is, daarom noem jy die skepper van die heelal, Abba, Vader, Papa, Pa,
wat ook al jou geliefde woord vir die Vader is. En omdat ons sy kinders is, sê Galasiërs, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Kyk, hoe gaan Galasiërs verder. En omdat ons sy kinders is ons ook erfgename. Erfgename saam met Christus. Erfgename van God. Erfgename wat deel in die Here se koninkryk en sy ryk. En ons word nie eers erfgename die dag as ons doodgaan nie, ons is nou al erfgename. Van verlossing, van redding, van vryspraak, van die Gees wat in ons woon. Ons is nou reeds erfgename van dit wat hy vir ons gee. Ons leef nie, maar maybe is ek lucky, maybe is ek unlucky, ek kan maar 'n coin opskiet en kyk, heads or tails. Gaan ek dit maak, smoking of non-smoking, gaan ek dit maak of gaan ek dit nie maak nie? Ons het nou reeds deel in sy koninkryk. Dis wat die Here met ons doen. Hy noem ons tempels van sy Gees. Voor die skepping het die Gees van God oor die chaos gesweef. En in Moses se tyd het die Gees van die Here in die tabernakel op die ouens toegesak, in die tent. En 'n bietjie later was die Gees van die Here in die tempel in die Ou Testament. En met die Nuwe Testament is die Gees van die Here op Jesus. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En nou, besef jy nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? Julle Gees wat in julle woon, van God ontvang. En daarom moet ons God in ons lewens verheerlik. Ons behoort nie aan onsself nie. So, ons lewe deur die Gees. Ons is tempels van die Here. Ons is weer gebore. Ons het 'n nuwe lewe. Ons is kinders van God. Hy lei ons in die waarheid. Hy oortuig ons van sonde. Hy maak ons bewus van die genade waaruit ons gered is. Hy laat leef ons in die waarheid dat daar een God is. En een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Kom uit Handelinge 4 uit. Hy stort sy Gees uit. Hy sê julle het hierdie krag ontvang. Ons lewe deur die Gees. Goed, laat die Gees dan ook ons gedrag bepaal. Laat die Gees ons gedrag bepaal. Wie van julle het al geseil? Het jy al geseil? Was nog niemand op 'n seilboot nie. Wie het 'n windsurfer? Wie het al gekitesurf? Niemand. Ok, wie het al, hier is nie so ver van die Vaalrivier of wie het al 'n motorboot? Wie het al geski? Daar so, in die case, wat ek wil sê is die volgende. As die wind van daar af waai, so, reg hier naartoe, en ek is op 'n seilbootjie, dan kan ek nie reguit soontoe wil seil nie. Het gaan nie werk nie, die wind gaan my terugblaas. Maar as ek die seile reg span, dan kan ek zigzag, hulle noem het tack. Dan kan ek so opgevaar tot op 'n punt, 45 grade teen die wind op, bietjie meer, bietjie minder, hang af van die boot, en dan weer tjik, die kant toe, en dan weer tjik, die kant toe, dan kan ek so opgaan tot daar as ek daar wil uitkom. Andersins kan ek so vaar, en ek kan so vaar, en ek kan so vaar, en jy is omtrent die vinnigste as jy omtrent so vaar. In elk geval, dis 'n pragtige beeld. Ons is geesvaarders. Ons moet die Gees toelaat om met die krag van sy Gees die seile vol te maak, dat hy die seile bol van die Gees en ons vat in die rigting wat die Gees ons lei. Dis die een beeld. Ons is volgelinge. 'n Disipel is 'n volgeling. Toe die Here sy disippels geroep het, kom agter my aan, maak hy van hulle volgelinge.
Ek is seker dat elkeen van julle, elkeen van ons geroep, volg my. Dis hoekom ons hier is. Na die Gees uitgestort is, stuur die Here sy mense die wêreld in. Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Ons noem hulle apostels. Apostolos beteken 'n gestuurde dude. Ons is apostels gestuur deur die Here se Gees. Julle sal my getuies wees. Almal van ons is getuies van hom. 'n Getuie is 'n ou wat 'n ding gesien het, of gehoor het, of beleef het. Ek kan nie 'n hofsaak gaan wen oor 'n motorongeluk waar ek nie eers daar was nie. Ek kan nie sê, ja, maar is nie fair nie, want ek hoor hulle sê vir my, daai ou het so gery en daai ou het so gery. Ek is nie 'n getuie nie, ek was nie daar nie. Maar as ek 'n ooggetuie was en ek het dit gesien, dan is ek 'n getuie, dan kan ek vertel. En hierdie klomp disippels was getuies gewees van die Here se lewe deur sy aardse bediening. Hulle het alles gesien. Hulle het gesien hoe hy gekruisig word. Hulle het gesien hoe hy opstaan en aan hulle verskyn. Hulle het gesien hoe hy hemel toe opvaar en vir hulle sê: maak disippels van die mense. Leer hulle wat julle geleer het. Doop hulle. Hy het vir hulle gesê, hulle is getuies. Ons is, hoop ek, getuies. Omdat jy weet, ek was verlore. Ek was in my hel in. En die Here het my verlos. En ek verstaan sy verlossing. En ek is dankbaar vir sy genade. En hy het my hart verander en my lewe verander. Ek is 'n getuie daarvan. Hy maak ons volgelinge, gestuurdes, getuies, wat hierdie waarheid, daar is een God, daar is een verlosser. Ek ken hom, wat dit kan uitleef. Laat die Gees julle gedrag bepaal. In Galasiërs 5 praat hy van, vroeër was julle so, nou is julle so, julle kan nie meer julle lewenstyl volgens die werke van die sondige natuur nie, dan noem hy onsedelikheid, onreinheid, afgoderry, towery, vyandskap, haat, nait, naaiwerie, vuil taal, gevloek, 'n hele klomp goeters. Maar dan noem hy ook die vrug van hierdie Gees in ons lewe. Die vrug van hierdie Gees in ons lewe is, dis my so mooi teks, ek het dit ook in 'n liedjie gesit, Rina. Ek het dit ook in 'n liedjie gesit. En dit het so gegaan: O God van liefde, vreugde, vrede, geduld en vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheer, gee ons meer liefde, vreugde, vrede, geduld en vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheer. Daar is die vrug van die Gees. Dis die vrug wat die Gees ook in ons lewens inplaas. Dis die vrug wat die Here wil hê moet uit ons lewens na vore kom. Hy het ons hierdie vrug gegee. Dis die eienskappe van die Gees. En behalwe die vrug, 1 Korinte 12 sê hy, ons is die liggaam van Christus, né? En afsonderlik is elkeen van ons 'n deel van hierdie liggaam. En aan elkeen van ons afsonderlik het die Here genadegawes, 'n verskeidenheid van genadegawes gegee. En hier sit ons in die kerk en ons gehoor van die genadegawes en ons dink, wow, dit is great. En jy wonder, nou wat is nou die gawes wat die Here vir my gegee het? Of hoekom kan ek nie ook doen wat daai uit doen? Of hoekom kan ek nie ook doen wat daai? Dan sien ons, want aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En as jy verder gaan kyk, dan gaan jy sien, en die Here gee dit soos hy wil. En ons moet ophou worry oor, ek het gedink, ek wou eerder dit wees, of ek wou eerder dat wees, of wou eerder dit of dat, wat ook al doen. Jy is jy. En jy is 'n kind van die Here, en hy woon deur sy Gees in jou, en jy is sy tempel. En hy het jou so gemaak, soos jy is. En ons kan die Here daarvoor begin dankie sê, want hy gebruik my nes ek is. Met my gawes, met my entoesiasme, met my eienskappe, met dit wat my hart brandend hou.
met my lewenservaring, met my ondervinding, met my hartseer en my vreugdes en my pyne en my worstelinge waar ek deur is. En so kan ek ander ouens ook help. Tot voordeel van almal. Dis wat die Here bedoel, dis wat hy doen. En as hy klaar is met Korintiërs 12, waar hy praat oor hier verskeidenheid van genadegawes, tale en uitleg van tale, en genesing en wondere, en geloof en al hierdie goeders, dan sê nou wys ek julle wat die heel belangrikste is. Al praat ek die tale van mense, en al praat ek die tale van engele, en al ek al die geloof om berge te versit, dan kan ek wat ook al doen, maar ek het nie liefde nie. Is ek 'n nul op 'n kontrak. Captain Zero. Beteken ek niks. Beteken ek niks. En dan sê hy, hierdie liefde vergaan nooit nie. En hy spesifiseer hierdie liefde. Hierdie liefde is agape. Dis daai liefde wat ons ook al van gehoor het. Dis die liefde wat God aan ons bewys het. Dis die soort liefde waarmee God ons liefhet. Dis die liefde waarmee Jesus Christus ons liefde in sy lewe vir ons gegee het. Agape, hierdie liefde wat God vir ons gee, is liefde wat opoffer en dien en help en bemoedig en sorg. Dis nie 'n vat liefde nie, dis 'n gee liefde. En ons kan nie sê, ag jy weet wat, daai ou, ek is nie lus om daai ou te help nie, of ek is nie lus om vrede te maak met hierdie ou, of wat ook al nie. Hoe kan ek is nie lus om hierdie ouens lief te hê nie. Ek kan dit nie sê nie. Romeine 5 vers 5 sê dit so mooi, God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees. Ons het net nou gesing strome van seën uit die hemel. Dit het die Here beloof, né? En ons het 'n bietjie reën gehad, en ek sien die weervoorspelling voorspel nog 'n bietjie reën vir vandag en môre. Dis strome van seën uit die hemel. En dis buckets en buckets, so dit reën lekker. En God het sy liefde in ons harte uitgestort, soos 'n stortreën, of soos 'n massiewe waterval, waar daar's meer water as wat ek kan hanteer, daar's meer van sy Gees wat ek kan hanteer. Hy het sy liefde in ons lewens uitgestort deur sy Gees. As daar iemand in hierdie wêreld is, wat ander mense kan lief hê, is dit gelowiges. Want die bron van liefde, waaruit ons put, is meer as genoeg. Meer as wat ons kan opgebruik. So, laat die Gees dan nou ook ons gedrag bepaal. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. En kom ons dink, in Matteus 5 sê die Here, julle is die sout van die aarde. Eugene Peterson sê dit in die Message vertaling so mooi, let me tell you why you are here. You are here to be the salt seasoning that brings out the God flavors to this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness, you will end up in the garbage. Niks meer werd nie. Ons moet kerk wees maandag tot Vrydag. Ook in die Message vertaling, julle is die lig vir die wêreld. Here's another way to put it. You here to bring light, bring out the God colors in this world. God is not a secret to be kept. Jy wil nie die Here wegsteek nie, jy kan nie die Here wegsteek nie. Julle is 'n stad op 'n berg. Elkeen van ons is sout, lig. Gemeenskap van gelowiges is 'n stad op 'n berg wat God aangesteek het. Wat God gegee het. Daar's die smake van die koninkryk. Daar's die kleure van die koninkryk. Dis wie ons is. Berkendal gemeente, 'n stad op 'n berg. Jy en jou gesin, 'n stad op 'n berg. Ek sluit hiermee af. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. In 2 Korintiërs 2 praat Paulus eintlik oor 'n triomftog.
As 'n generaal uitgegaan het vir 'n geveg en hy het nou gewen, dan kom hy terug in die dorp ingery of in die stad ingery. Hy ry op sy strijdwa voor, tik 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 met sy perdjies. En agter hom is 'n klomp van sy soldate. En agter hulle is daar 'n klomp priesters met wierookstokkies en goeters. Hulle sing lofliedere en hierdie wierook brand en hierdie geur versprei, so die mense ruik dit. En agter hulle nog 'n paar soldate en dan al die kruisgevangenes van die vyand. En hierdie ouens gaan nou doodgemaak word, of hulle gaan as slawe verkoop word. Maar soos dat hulle die dorp inry, die skare cheer die generaal wat gewen het en al sy soldate. En as hulle by die kruisgevangenes kom, gooi hulle met vrot tomaties en vrot wat Arabies, skit hulle asblikke oor hulle uit. Hulle verneder hulle. En dis wat hierdie teks sê, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Wat die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat gered word, is die lewensgeur wat lewe wek. Jee! Nee, is mos lekker. Ons deel in die verlossing. Ons deel in oorwinning. Maar vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek. Ons word met tomaties en vrot kos gegooi, en ons gaan net nou in 'n leeukuil gegooi word, of doodgemaak word, of verkoop word na verslaaf. My lewe is verby. Dis die wierook. Dis wat wierook doen. En as ons die wierook is wat deur Christus vir God gebrand word, dan moet ons mos hierdie geur versprei. Die Gees woon in ons is skoon gewas deur die bloed van die Here Jesus. Ons het 'n slipstream. Die flavours van die sout, die kleure van die lig, die geur van die wierook. Laat die Gees ons gedrag bepaal, dis wie ons is. Nog 'n ding, as ek nou wierookstokk hier aansteek, ek het al hierdie beeld gebruik van wierook wat brand. En dan as ek by die huis kom, dan is my vrou vir my vir 'n paar dae lank kwaad, want dan sy hooikoors en haar kop beseer, want wierook werk nie lekker met haar nie. So ek bring nie meer wierook saam na die kerk toe, my besie van julle wat dit ook nie like nie. Maar wierook versprei. Ag nee, jy sit by jou huis en dan ruik jy, iemand braai vleis. Of jy ruik, iemand het 'n skaapbout in die oond. Nee, selfe. Wierook versprei. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Hierdie wierook word deur die Heilige Gees aangesteek en aangevuur, dat hierdie geur kan versprei. Ons moet beskikbaar wees. Dis wat die Here vir ons vra. Ons moet beskikbaar wees. Paulus sê vir Timoteus nou sy epidominetjie. So Paulus sê vir Timoteus, ek ken jou ma se geloof, ek ken jou ouma se geloof, ek ken jou ma se geloof, ek weet van daai geloof wat nou in jou is, en daarom sê ek nou vir jou, om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Here sê vir ons, jy ken my. Ek woon in jou deur my Gees. Jy moet weer aangevuur word. Daai koeltjies wat so effens afgekoel het, blaas hulle 'n bietjie aan, of vat 'n waaiertjie in, jaag hom 'n bietjie aan. Blaas die vuur van die Gees weer in jou lewe aan, dat die geur van God se liefde en genade en versoening en vrede en verlossing en alles deur jou versprei kan word. Dis wat ons moet doen. Want die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Kyk maar net, voorbeelde, né? Petrus, toe hulle besig om die Here te ondervra, sit hy by daai vuurtjie, hierdie girl tune hom, hoorie, ken jy daai ou? Nou hy sê, ken hom nie. Man, jy ken hom, hy is een van hulle. Nou hy sê, ken hom nie. Ek is seker hy is een van hulle. Hy kon na.
kraai die hoender aan. En hierso, toe die klomp sê, hierdie mense is gesyp, staan Petrus op, vol van die Heilige Gees. Vertel die evangelie. En hy sy lewe gewy daaraan om sout en lig en wierook te wees. Stefanus, hy is een van die diakens wat die mense moet versorg. Hulle daag hom voor die Joodse raad en voor die Fariseërs en skrifgeleerdes. Hulle vat hom om hom te stenig. En vol van die Gees sê hy, ek sien die hemel geopen en die Seun van God aan sy regterkant. En die klomp leiers skeer hulle klere en sê, hoe godslasterlik, gooi met klippe dood. En hy sê net, Vader, ontvang my Gees. Vol van die Gees. Paulus, maar Stefanus, Handelinge 7, die mense wat die stenige werk gedoen het, hulle boogklere uitgetrek het, aan die voete van 'n ander ou neergesit, Saulus. Hy was daar. En op pad na Damaskus toe, hy Saulus, kloep, Damaskus toe, om met 'n hegtenisname briewe vir gelowiges. Die Here verskyn aan hom, draai sy lewe om. Hy is die sendeling wat hierdie wierook van die koninkryk in 3 sendingreise van Jerusalem af tot in Rome, tot in Spanje maybe, tot in Rome uitgedra het. Laat die Gees julle gedrag bepaal. Daai genadegawe wat die Here vir jou gegee het, moet jy soos 'n vuur weer aanblaas. En as jy weet, die Here se krag het eintlik maar onsigbaar geraak in my lewe. Ek is meer 'n secret agent van God se koninkryk, of ek is meer 'n duikboot van die Here se koninkryk onder die water, nie sigbaar nie. Dan sê die Bybel vir ons, moenie die werk van die Here teenstaan in jou lewe nie. Moenie wind op probeer seil, jou eie ding probeer doen nie. Laat die Gees jou lei, laat die Gees jou gedrag bepaal, soos die wind jou vat. Laat die vuur van die Here jou aandryf. En ons het 'n Pa wat ons ken, en wat ons gebede hoor. En hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal sy Gees gee vir die wat hom vra. Hy sal. Hy kon engele gebruik het, hy wil ons gebruik. As jy sê, Here, hier hy gebruik my, hy sal sy Gees vir jou gee. Vriende, mag die Gees ons gedrag bepaal. Ons is sy tempels, ons is sout, ons is lig, ons is 'n stap op 'n berg, ons is wierook. Ons is Christene, soos Christus. Kom ons dra daai naam in nederigheid en in dankbaarheid met trots. Amen. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag. Here, U ken elkeen van ons. Ons weet, U het ons baie lief. Here, help ons om ons liefde vir U te wys, deur sout en lig en wierook te wees. U het die Gees in ons lewens laat kom werk, van lankal af, van ons doop af, vandat ons lewens vir U gegee het.
Here, vuur ons weer aan. Dat ons weer ook kan wees, en sout en lig kan wees van die kleure en die geure en die smake van U almag en U liefde en U genade en U verlossing en U vergifnis uit te leef na mense om ons toe. Want vir baie is die wierook van U Gees nog steeds 'n doodsreuk. Help ons om so te leef dat die wierook van U Gees vir almal kan wees 'n geur van lewe. Here, ons bid seën elkeen, elke gesin, seën hierdie gemeente. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.